Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Goeiedag. Soos beloof kyk ons saam met Prof Koenig na die vraag uit watter Ou Testament haal die Nuwe Testamentiese skrywers aan. Dit lyk dalk na 'n snaakse vraag. Daar is tog net een Ou Testament. Maar nee, dis nie regtig so nie. Ons praat hier van die spesifieke tekste waaruit die skrywers heel waarskynlik aangehaal het. En daar is eintlik twee. Die Hebreëse Ou Testament, wat ook die Masoretiese teks genoem word. Dit is oorspronklik in Hebreëus geskryf. Dis ook uit hierdie Hebreëse Ou Testament wat ons vertaling van die Ou Testament gemaak is. En dan was daar die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat ook die Septuagint of die LXX genoem word. Israel het vir eeue net die oorspronklike Hebreëse teks gehad. Daar is wel van die latere boeke soos Daniël, wat in 'n later vorm van Hebreëus, naamlik Aramees, geskryf is. Dit was die taal wat Jesus waarskynlik ook gebruik het, wat die omgangstaal in sy tyd was. Maar Aramees was maar net 'n later vorm van Hebreëus. Maar in die paar eeue voor die geboorte van Jesus, so ongeveer 200 jaar voor Jesus se geboorte, het die Jode erg versprei rondom die Middellandse See. Gaandeweg het hulle ook al meer Grieks gepraat, wat die algemene taal in daardie wêrelddele was. En veral baie Joodse kinders kon later glad nie meer Hebreëus of Aramees praat nie. Dis dus nie vreemd dat die Jode toe, so teen 200 jaar voor Christus, besluit het om 'n Griekse vertaling van hulle Hebreëse Ou Testament te maak nie. Onthou net, hulle het nooit van die Ou Testament gepraat nie. Hulle doen dit vandag ook nog nie, want hulle aanvaar nie die Nuwe Testament nie. So vir hulle is daar net een Bybel. Daarom praat baie geleerdes ook eerder van die Hebreëse Bybel as van die Ou Testament. Daar is interessante verhale oor die ontstaan van hierdie Griekse vertaling. Die mooiste een is dat die Joodse koning van destyds presies 72 vertalers aangestel het. 6 uit elkeen van Israel se 12 stamme. Hulle het elkeen in 'n aparte kamer gaan sit en nooit enige kontak met mekaar gehad nie. Hulle het elkeen die hele Ou Testament vertaal. En toe hulle klaar was, so word vertel, en hulle die vertalings vergelyk, was dit presies dieselfde, tot op elke woord. Hoeveel waarheid daar in die storie steek, is natuurlik 'n oop vraag. Daar is ook mense onder ons wat vandag nog net so magies en dwarsagtig met die Bybel omgaan. Hulle lei allerlei geheime kodes uit die Bybel af, waarin dan die eintlike boodskap sou wees. Maar die Bybelse boodskap is wonderlik genoeg. Niemand hoef of kan dit wonderliker maak nie. Dis dan ook na aanleiding van hierdie oortuiging dat daar 72 vertalers was, wat hierdie vertaling die Septuagint of LXX genoem word. Septuagint is die woord 70 in Latyn, en LXX is ook 70 in die Latynse telwyse. L is 50 en elke X is 10, so 50 plus 20 is 70, vandaar die naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U in die Bybel vir ons die wonderlike boodskap bring, dat U ons liefhet en dat U alles gedoen het om ons te verlos. Help vir ons om die dinge in te lees, om dit
vir ons nog meer wonderlik te maak nie, maar net eenvoudig die ou tyding van u liefde en u genade te hoor en te aanvaar. In Jesus se naam. Amen.